daar's soveel mense rondom jou wat in nood verkeer, of jy is by jou werk en mense kry swaar en dan baie keer vra jy, wat moet ek doen? Want ek is nie opgelei nie, en dan bel ons die dominee en sê jy moet daai mense besoek. Maar ons is meer as genoeg bekwam om 'n geestelike gesprek met mense te voer. En vandag gaan dit daaroor gaan, hoe hanteer ons dit wanneer daar mense is met 'n noodroep? Hoe reageer ons? Nou die eerste wat ons moet van kennis dra, Psalm 22, skryf Dawid, hy sê, my God, waarom het U my verlaat? En waarom help U my nie? En dan sê die boodskap, ek skree tot ek blou word, maar U antwoord my nie. Ek roep heeltyd na U toe, ek hou nie op om te bid nie. Maar ek weet U het die voorvaders se gebede verhoor, die voorgeslagte. En daarom weet ek dat U die een is wat belangrik en groot is. En dan sê die digter in Psalm 22, ek voel soos 'n wurm. Hy gebruik 'n paar beelde. Ek voel soos 'n wurm. Ek voel soos 'n potskerf wat gebreek is, wat eenkant lê. Ek voel soos uitgestorte water, skottelgoed water wat neergegooi word. Ek is doelloos en nutteloos, skryf hy. Hy sê, maar ek voel nie meer soos 'n mens nie. Ek voel soos 'n wurm tussen 'n klomp dooie mense, beskryf hy sy toestand, 'n geweldige toestand waarin hy homself bevind. Dan Psalm 42, het ek al oor gepreek, maar is een van die verwysings vanoggend ook. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag ek na U, o my Here, o my God. My siel smag na U. Soos 'n wildsbok sonder water doodgaan, so sal ek doodgaan wanneer ek nie in U teenwoordigheid is nie. Ek wil heeltyd by U wees, want U gee vir my lewe. Ek leef vir die oomblikke wat ek U naam kan grootmaak van U kinders. Dan sê die 33 vertaling, as hy met homself praat, dan sê hy, waarom buig jy jouself so neer, o my siel? Met ander woorde, waarom knak jy? Waarom knak jy? Vertrou liewers op die Here. Hy herhaal dit 3 keer in Psalm 42, jy kan gaan lees in die ou vertaling. Waarom buig jy jouself so neer, o my siel? Hy het hierdie selfspraak. Hy het 'n selfspraak waar dinge vir hom eenvoudig net nie meer werk nie. En dan sê hy, vertrou liewers op God. So jy voel geknak, jy voel of jy nie meer kan nie, maar vertrou liewers op die Here. So wat ons hier sien in hierdie 2 psalms is dat hierdie mense 'n noodroep gehad het, hulle het 'n pleitrede gehad, hulle het 'n krisis gehad. En in hierdie krisis moet hulle na die Here toe gaan en met die Here praat en hulle na die Here wend. En daarom weet ons dat elkeen van ons ook in ons lewe so pleitroep het, so noodkreet het, waar ons vra vir hulp. Daar's soveel mense rondom ons wat in nood lewe en die Here het vir jou meer as genoeg toegerus om met hierdie mense 'n pad te stap en om met hulle te praat. So vanoggend wil ek vir jou hiermee bemoedig dat wanneer jy met mense te doen het wat 'n noodroep in hulle lewe het, dan die Here jou daar geplaas. Jy is die verantwoordelike persoon wat hierdie mense se lewens moet verryk. Jy is die een wat vir hulle moet inpraat. So Psalm 130 vers 1 tot 2 skryf die digter, hy sê, Here, uit die dieptes uit roep ek na U. Hy's in 'n diep gat. Uit hierdie diep gat uit roep ek na U. Een van my vriende het eendag vir my gesê, ek vra vir hom, hoe gaan dit met jou? Hy sê vir my, nee, ek is laer as wat down is. Ek sê, hoe laag is dit? Hy sê, laer as die gat van die skrywer in Psalm 130. Dit is die diepte van my krisis wat ek in my lewe beleef. Uit hierdie dieptes uit, wanneer mense in nood is, sal hulle baie keer snaakse dinge doen. Hulle sal miskien dinge doen wat jou frustreer of dinge doen wat jou kwaad maak, maar agter dit sit 'n noodkreet. En is ons werk om verantwoordelik te wees teenoor hierdie mense en te luister na wat die Heilige Gees vir ons sê, want ons moet daai mense help, of ek in die skool is en of ek werk en of ek met pensioene is, maak nie saak waar ek is nie, of dit in my familie of vriendekring is, die Here het jou daar geplaas. Jy is die een wat die verskil in daardie mense se lewe moet maak. So die eerste belangrike ding wat jy vandag moet onthou is dat God in sy volheid teenwoordig is in jou lewe. Dis die eerste ding wat jy moet onthou. En omdat God in jou lewe in sy volheid teenwoordig is dit jou werk om ook in ander mense se lewens se inspraak te lewer, sodat hulle besef
Hoe verander jou lewe wanneer die volheid van God in jou lewe werksaam is? Hester sê vir my, nadat hulle alles verloor het en alles afgebrand is, sê sy vir my, weet jy wat? Alles wat ons saam in die verlede oor die Here bespreek het, al die opleiding wat ek bygewoon het oor die Bybel, al my kennis van God se woord, dra my nou in hierdie tyd deur hierdie omstandighede. So die volheid van God is in hulle lewe, al het hulle niks. En ons moet onthou, daar's 'n paar Bybelverse, ek wil vir julle lees. Die eerste een is 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Ons moet onthou dat God ons bemoedig, skryf Paulus. En omdat God ons bemoedig, is dit ons werk om ander te bemoedig, sê Paulus. So ons is nie net daar om te hoor as mense kla of om huis toe te gaan en te sê daai mense is klaarkouse, hulle het heeltyd probleme nie. Ons werk is om ander mense te bemoedig. Hoe bemoedig ons mense? Ons praat mense moed in. Ons sê vir hulle weer daar's hoop. Ons sê vir hulle daar's 'n oplossing. En ons raak op 'n manier betrokke wat vir hulle hoop gee. Dan natuurlik in Psalm 103 vers 13 tot 14, die Here ontferm hom oor die mens, want hy weet dat die mens net van stof gemaak is. So ons almal wat hier sit, gaan in elk geval eendag dood, en ons is net van stof en ons lewe gaan vinnig verby, maar tog ontferm die Here hom oor elkeen van ons. En daarom kan jy vir mense gaan sê, weet jy wat? Al is jy in hierdie situasie, al is jy in hierdie posisie, die Here ontferm hom oor jou. En as die mense moeilike vrae vra van, hoekom moes ek my geliefde verloor, hoekom moes ek deur hierdie ding gaan, kan jy vir die persoon verseker en sê, weet jy wat? Op hierdie stadium is dit vir jou die belangrikste om te weet, dat God hom oor jou ontferm. 'n Volgende gedeelte is Matteus 11 vers 28 tot 30, waar Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. En dan sê Jesus dat dit wat hy leer, dit wat hy op mense se skouers plaas, lig is, dat dit verlossing bring en vreugde gee en lewe gee en hoop gee. En daarom is dit ons werk om in ons lewe hierdie uitnodiging van Jesus te aanvaar. En te sê, ja Here, ek reageer op Jesus se uitnodiging, ek gaan na hom toe en ek wil alles vir hom gee. En dit bring ons by die tweede belangrike ding, en dit gaan oor oorgawe. Ek en jy moet in ons lewe leer om alles oor te gee vir God. Letterlik alles vir God oor te gee. Praat nou die dag met iemand wat 'n geliefde verloor het, en ek sê vir die persoon sê vir my, hulle kan nie slaap nie. Ek sê, weet jy, in die Psalms kry jy 3 verwysings, miskien is daar meer, maar op hierdie stadium gaan ek net na 3 verwys, waar die digter skryf oor wat met hulle in die slaap gebeur. Van hulle sê, hulle lê in die aand en hulle huil. Hulle kan nie ophou huil nie. Van hulle sê, hulle gaan rustig aan die slaap raak. En van hulle sê, hulle leer by die Here. En deur al 3 daai, moet ons weet dat God betrokke is. Selfs die een wat sê, hy gaan rustig aan die slaap raak, sê eintlik vir ons daarmee, sê dat hy gaan slaap soos 'n slaappil nie. Wat hy eintlik daardeur sê, is hy nie aan passief is, dan hou God aan met werk. En dit is wat ons in ons lewe vir onsself moet vat. God hou nooit op met werk in jou lewe nie. En dan moet ons by die tweede punt kom, en dit is om 'n oorgawe te maak. Psalm 55 vers 23 ken julle almal. Laat jou sorge aan die Here oor. Laat jou sorge aan die Here oor. Jy moet daai oorgawe maak. Anders gaan jy nie in hierdie wêreld, wanneer moeilike dinge kom, dit oorleef nie. Laat jou sorge aan die Here oor. Maak oop jou hande, gee die sorge vir die Here. Vat die laste van jou skouers af. Jy's nie gemaak as mens om dit te dra nie, en jy gaan swaar kry. Gee dit vir die Here, laat dit by hom. En dit is wat ons ander mense ook kan leer. 1 Petrus 5 vers 7. Laat jou bekommernisse aan die Here oor. Moenie jy lê in bekommer nie, sê Petrus. Laat dit aan God oor. Hy is die een wat altyd vir jou sorg. Ek onthou Cornel het vir my vertel daar in Imansdorp, hy was 'n klein seentjie toe sy ma oorlede. Hy sê, en die dominee kom kuier, hy sê hy was maar klein. Hy sê, en al wat hy onthou, die dominee het voor hom kom staan op sy knieë en vir hom gesê, my seun, weet jy wat? Die Here sorg. En toe ek en Cornel gepraat het, was hy goed in sy 40 al. Toe sê hy vir my, weet jy Jaco, dit is waar. Tot vandag toe sorg die Here.
So dit wys vir jou dat jy in die tyd van nood met die regte woorde 'n groot impak op mense se lewens kan hê. En dis jou werk om dit reg te doen. Dan lees ons ook oor oorgawe Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks besorg wees nie. Gee dit vir die Here en dan sit daai mooi gedeelte wat sê en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou die wag hou. God sal vir jou vrede gee. Gaan nie jou situasie oplos nie, gaan nie vir jou alles verander nie, maar jy sal vrede hê wanneer jy afstand doen van jou bekommernisse en vrese wat angs en bekommernis en siekte en maagseer in jou lewe veroorsaak. Gee dit vir God en vertrou vir die Here daarmee hy sorg. Die derde wat vir ons belangrik is dat ons op 'n punt moet kom dat ons op ons belydenisse moet fokus. Want ons belydenis, het ek al vir julle gesê, dra ons tog deur ons omstandighede. So wat vir jou belangrik is in jou lewe as jy deur 'n moeilike tyd gaan, dink net terug aan jou lewe van waar jy kan onthou tot en met vandag hoe die Here vir jou gesorg het. Hoe die Here altyd daar was. Hoe dat jy nog steeds in gewone terme vandag nog oukei is, omdat hy altyd by jou was. En maak dit deel van jou belydenis. Maak dit deel van jou belewenis. Maak dit deel van jou lewenswyse. Om te sê, ek bely dat God die een is wat my sal help. Want die omstandighede waarvoor ek te staan kom is buite my beheer. Ek kan niks daaraan doen nie. En dis ons werk om dit vir mense te leer en wanneer ons 'n belydenis doen oor ons persoonlike lewe, dan kan ons hulle lewe vir hulle makliker maak, want ons belydenis gee vir mense moed. En daarom moet jy weet, jy is meer as toegerus om met mense te praat wat in nood verkeer. Dan natuurlik die bekende gedeelte van Habakuk, al sou die vye boom nie bot nie, julle ken die vers baie mooi, en al sal daar geen druiwe meer aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en daar niks meer op die lande oor wees nie, al is die kleinvee nie meer daar nie, en geen beeste in die beeskrale nie, nogtans sal ek die Here jubel. Met ander woorde wat Habakuk sê, al het ek letterlik alles verloor. Alles verloor. En daar's niks meer oor nie. Sal ek nog steeds die Here loof en jubel en weet dat hy die een is wat by my is en wat vir my dra. Die volgende punt wat belangrik is, wederwysige verantwoordelikheid. Ons het verantwoordelikheid teenoor mekaar in 'n gemeente. En ons moet nooit ons verantwoordelikheid ignoreer nie. Baie mense maak die fout om nie verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle plek en funksie in die gemeente van die Here en dan ook in die groter liggaam van ons Here Jesus Christus nie. In Handelinge 2 leer ons wat verantwoordelikheid is. In Handelinge 2 leer ons dat gelowiges hulle middele met mekaar gedeel het. Hulle het geld met mekaar gedeel, kos met mekaar gedeel. Hulle het saam geëet, seker gemaak almal het kos. Hulle het saam gebid, saam die Here geloof en prys. En daarom moet ons besef, dis ons verantwoordelikheid om met ons middele betrokke te raak. Ons kan nie ons middele vir onsself hou nie. Ons kan nie synig wees nie. Ons kan nie met 'n gesindheid leef van ek gaan nie betrokke raak nie, of ek gaan nie vir die kerk geld gee nie, of ek gaan nie help met hierdie projek nie, of ek gaan nie. Dit is nie wat 'n Christen is nie. Dis nie die identiteit van 'n Christen nie. Die identiteit van 'n Christen is om betrokke te raak met middele. Anders, as jy dit nie doen nie, versuim jy jou plig en taak in die koninkryk van God. Wat 'n vroeëre gemeente in Handelinge 2 gesond gehou het, was die feit van die saak dat hulle middele met mekaar gedeel het, al is dit hoe gering, al is dit hoe klein. Toe die vrou haar laaste muntstukkies ingooi en die mense haar aanvat, toe sê Jesus, weet julle wat? Sy het meer ingegooi as elkeen van julle, want sy het alles wat sy het sy gegee. En wanneer ons by mense betrokke raak met middele, dan wys dit dat ons kinders van God is. Want Jesus het mense innig jammer gekry. Jesus was die een wat die skare innig jammer gekry het, en saam met dit het hy vir hulle kos gegee. Middele
het hy tot hulle beskikking gestel. Dis ons werk, om met rentmeesterskap te lewe. Alles wat ek het, kom van die Here af. Alles wat ek besit, is die Here se. En die Here bepaal wat ek met my middele maak, nie ek nie. En ek moet gehoorsaam wees aan hom. En wanneer daar nood is, moet ek met middele betrokke raak. Daar was eendag 'n boer, wat baie vernaam was, en die man op die plaas langsom die buurplaas speel bankrot. En die boer sê vir sy buurman, man, ek bid vir jou. En kort sê hy vir sy buurman, ek bid vir jou. Ek bid vir jou. En een oggend sit hy en bid, en die Heilige Gees, hy sê, die boer vertel, die Heilige Gees sê vir hom, maak oop jou oë. Hy sê, en hy maak sy oë oop. Hy sê, en hy kyk in sy chequeboek vas. En die Heilige Gees sê vir hom, jy het geld, skryf uit jou cheque. Hou op bid. Gee middele, as dit tot jou beskikking is. Ons kan nie, as Christene, met 'n rooi gesig staan, terwyl ander gelowe, gift of the givers, betrokke by mense in nood is, sonder om 2 keer te dink. Maar Christene dink nie eers daaroor nie. En eintlik is dit, soos my ma altyd gesê het, 'n skroeiende skande, dat Christene so is. Ons moet eintlik sonder voorbedagte rade betrokke wees. Ons moet help waar ons kan. Al is dit met 2 sent. Al is dit met 1 blikkie kos. Al is dit met iets. Want iets is beter as niks. Maar die Here vra van ons dat ons met middele betrokke raak, want dit beteken dat die Heilige Gees daadwerklik in jou lewe werk. Dan natuurlik is daar versekering van God se beloftes. En die Here gee vir ons hierdie beloftes in ons lewe. Dink byvoorbeeld aan die Here wat by jou sal wees, wat jou nooit in die steek sal laat nie, lees ons by die profete. Hy sal altyd by jou wees. Moenie bang wees nie, sê die Here deur die profete. Moenie bang wees nie. Al staan jy met hierdie groot ding voor jou, al is jy in kontak met iemand dalk by die werk, miskien is dit 'n vriend of familielid, iemand naby aan jou, miskien is dit 'n vreemdeling, miskien is dit iemand van 'n ander geloof. Maar die feit dat jy vir iemand gaan sê, moenie bang wees nie, want God gaan jou nie los nie, is bemoedigend, is versterkend. Want onthou, daardie belofte kan waar word in hulle lewe, maar dit gaan nie waar word as ons dit nie deel nie. Dis jou verantwoordelikheid om mense te bemoedig. Moenie skaam wees om oor die Bybel te praat nie. Dan sê Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie. Ek is by jou, sê die Here. Ek is by jou. Daarom moet ons onsself nie blind staar aan ons middele nie. Ons moet vaskyk in God. Hy is by ons. Moenie bang wees nie. Jesaja 41 vers 10. Moenie moedeloos word nie. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Om hierdie rede word ek nie moedeloos nie, skryf Paulus, want dag vir dag vergaan ek uiterlik, maar innerlik word ek elke dag vernuwe. Die materiële, die aardse, die stoffelike gaan verby. Dit gaan verby. Dit wat innerlik gebeur in jou innerlike mens bly vir ewig, en dis waar die Heilige Gees in jou lewe is. Dis waar die Heilige Gees vir jou dra en vir jou krag gee, waar jy die ewigheid van God beleef en die volheid van sy teenwoordigheid in jou lewe kan ervaar. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Moenie moedeloos word nie. Moenie moedeloos word nie. Jou woorde kan ander mense help om deur nood te kom. Jou woorde kan vir ander mens weer lewe gee. Kom ons aanvaar daardie verantwoordelikheid. Dis elke gelowige se roeping om met mense oor God te praat. Dis ons roeping om juis in mense se nood medelee te toon en mense te help. Dit is wie ons is. Dis ons identiteit. En ons kan niks doen om hierdie identiteit van ons af te skud nie. Want die dag toe ons die Here aangeneem het, het dit ons identiteit in Christus geword. En omdat hy mense innig jammer kry, kry ons mense innig jammer. Omdat ons met hom een is en hy met ons. En dan laastens, hoop vir die toekoms. Hoop vir die toekoms. Ekskuus, daar's niks so sleg soos 'n verduisterde toekomsverhaal nie. Daar's niks so sleg vir 'n mens om te sê, ek word nou oud, hoe gaan ek aftree, ek het niks pensioen nie, ek het nie geld nie, of hoe gaan ek met my lewe voort, ek het nou alles verloor, of
Hoe gaan ek met my lewe voor? Ek het my geliefde verloor of ek het hierdie verlies in my lewe. Hoe gaan ek vorentoe? Hoe gaan ek die toekoms aanpak? Daar's niks so sleg soos daai vraag, veral as daai vraag soos 'n sekel oor ons hang en vir ons bedreig nie. Daar's niks so sleg soos 'n verduisterde toekomsverhaal nie. Maar daarom is dit ons werk om in die eerste plek onsself te herinner dat God vir ons 'n toekoms gee, dat daar 'n toekoms is wat God vir ons beloof en 'n toekoms is waarin ons kan deel kry. Openbaring 21 vers 4. Hy sal jou trane afdroog op daardie dag. Geen pyn, geen nood, geen seer of siekte sal daar meer wees nie. Dis 'n toekomsperspektief. Dis hoop om te weet daar's 'n toekoms wat wag. Daarom skryf Paulus in Korintiërs en hy skryf in Kolossense en 'n klomp van sy briewe skryf hy, ons swaar kry loop vir ons uit op iets wat dit verreweg oortref en dis die heerlikheid van Christus. Ons toekoms is gekoppel aan Jesus, nie aan ons afgode nie. Piet Nodé het 'n boekie geskryf onder die skewe reënboog. Toe sê hy ons as mense het soveel afgode wat ons lewe bepaal. Hy sê voor 94 was dit die politiek en het ons gesê as hierdie party in beheer is, dan gaan dit met ons goed en ons is 'n klomp eisters en so aan. Toe verander die politieke bedeling en 'n afgod val en 'n klomp mense is ontstig en 'n klomp mense se lewens is omvergewerk. Toe sê die mense in Suid-Afrika, solank die rand sterk bly, ek weet nie of julle onthou nie, solank die rand sterk bly, gaan dit met ons goed gaan. En toe begin die rand verswak. Piet Nodé skryf, toe val die tweede afgod. Toe sê ons, solank ons beleggings sterk bly en ons beleggings aanhou groei, toe duik dit ook in die hek. Toe val ons derde afgod. Toe sê ons, solank ons genoeg spaargeld het en genoeg voorsiening maak vir ons ou dag en dit en dit en dit, en so val die afgode, skryf Piet nou die een na die ander. Een na die ander. Val die afgode. Jou toekoms is nie gebaseer op geld of jou materiële lewe nie. Natuurlik help dit, natuurlik is dit lekker. Natuurlik is dit positief om te weet jy kan oorleef, maar wat ons ultimately moet weet, ons toekoms is in die hande van God. Hierdie kort lewe gaan verby. En dit gaan vinnig verby. Dit gaan vinnig verby. En dan is daar 'n ewigheid wat lê en wag. So ons moet lewe en optree met die ewigheid in gedagte. Alles wat ons doen, of ons by nood betrokke raak, of ons mense bemoedig, of ons lekker saam mense kuier, of ons saam Bybel lees en of ons werk, alles wat ons doen, moet ons die toekoms in gedagte hou waar God vir ons in die ewigheid gaan invat. Die tweede, Psalm 147 vers 3. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy genees en hy verbind die wonde. Daarom kan jy vir mense wat gebroken is sê, ek gaan saam bid, dat die Here vir jou genesing bring, dat jy op hierdie areas van jou lewe gesond kan word. Want hy is die een wat hierdie wonde verbind. Hy is die een wat die genesing begin, initieer. En hy is die een wat seker maak dat hierdie genesing daar bly. Volgende teksvers, geseënd is die wat treur, Matteus 5 vers 4, want hulle sal vertroos word, toekoms, hulle sal vertroos word, daar gaan 'n tyd kom waar die ergste verby is, daar gaan 'n tyd kom wat jy deur hierdie ding gekom het en kan terugkyk en sê, ek het hierdie oorleef. Daar sal in die toekoms weer iets moois aanbreek, God sal voorsien. En dan, selfs al gaan ek deur donker dieptes, Psalm 23 vers 4, sal ek nie bang wees nie, toekoms, want God se hand bewaar vir my veilig. God se hand bewaar my veilig. Kom ons gaan weer deur die verskillende fasette. Wanneer mense 'n noodroep het, is dit in die eerste plek belangrik dat ons in ons eie lewe moet besef dat God in sy volheid in ons lewe betrokke is. En dis ons werk om ander mense te help, ander gelowiges en ongelowiges, om te besef dat God in hulle lewe, die lewende God van die Bybel, in hulle lewe betrokke is. Die volgende aspek, nadat ons dit verstaan het, is dat ons 'n oorgawe sal maak. Elke dag, ek en jy, 'n oorgawe, alles aan God oorlaat.
en dat ons ander mense in hierdie proses sal begelei en vir hulle sal help. Daarna gaan dit oor ons belydenis, hoe belangrik dit is oor wat ons van God sê, want dit wat ons van God sê gaan ons lewe bepaal, en dan die versekering, beloftes uit die skrif, en dan die toekomsperspektief wat ons saam met die Here het. En ek sluit af met 'n laaste versie: mag God die bron van hoop julle deur geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees.